plek neem, om vir die musiekspan sê dankie, is altyd lekker om saam met hulle te bedien en lekker om die naam van die Here groot te maak. Kyk gaan vir die ou langs en sê vir ons bly jy sê. Kyk vir die ander en sê jy lyk soos jou ma se mooiste kind. Ek gaan vanaand so 2 of 3 skriffies saam lees. In Efesiërs 4 van vers 1 af tot en met vers 3 toe. Vers 3 gaan ons thema skrif wees. Maar ek wil vanaand so 'n bietjie praat oor eenheid in gees. So ding wat my nogal baie pla die afgelope ruk is dat daar soveel verdeeldheid. En die Bybel sê pertinent 'n huis wat in homself verdeeld is, kan nie staan bly. En daarom wil ek vanaand so 'n bietjie praat oor die gedagte van eenheid. Efesiërs 4 van vers 1 sê, ek vermaan julle dan, ek die gevangene van die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Hy sê met die nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid terwyl hulle mekaar in liefde verdra. Hy sê en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand na U toe te kan kom en te kan sê, Abba Vader, want U is ons Vader. Dankie vir die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, wat alle verstand te bowe gaan, dat U vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vou ons toe met die liefde en die genade, dat ons sal hoor en verstaan, wat U vanaand vir ons sê. Ons eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Ek wil vanaand so 'n bietjie met jou gesels rondom die gedagte van eenheid. Ek het 'n paar skrifte neergegaan en daar's 'n paar goed wat vir my opvallend is, en dit is dat Jesus in Johannes 17 bid hy en hy sê, Vader, maak hulle een, soos wat ons een is. En toe kom ek op 'n skrifgedeelte af in Efesiërs 4 vers 3 wat sê, en ernstig streef om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. En dadelik kom dit by my op, want ons is so geneig om baie keer te sê, jy sien, as daar onmin is daar geen salwing nie. En ek gaan daaroor praat vanaand, want ek verstaan die konsep 100%, want die Bybel sê in Psalm 133, sê dit verskriklik mooi, en ek wil dit graag vir julle lees, want Psalm 133 sê iets wat my hart geroer het. Hy sê, hoe lieflik is dit, wanneer broers saamwoon. En dan praat hy verder, dan gaan hy bietjie verder in Psalm 133, dan sê hy, dit is soos kosbare olie, wat van die hoof afloop, in die baard van Aaron, wat afloop na die soem van die kleed. Dit is soos die dou van Hermon, wat neerdal van die berge van Sion, wat daar is, gebied die Here seën die lewe tot in ewigheid. En dadelik toe ek hier dan begin dink ek daaraan, dit is snaaks dat ons baie keer wil vrede najaag met die verkeerde mense. Nou gaan jy sê, Jesus pastoor, dis 'n gevaarlike stelling om te maak, want die Bybel sê, jaag vrede na, dis waar. Ek jaag nie vrede na met my vyand nie. Ek jaag nie vrede na met iemand wat skade aanrig nie. Ek jaag vrede na met hulle wat saam met my Here dien. En dadelik kom dit by my op dat ons baie keer moet gaan sit en dink oor
wat bring eenheid en wat bring vanaand 'n tweedrag, as ek dit so kan sê. En dadelik kom dit by my op dat ons sit in 'n liggaamsmodel, ons sit in 'n liggaam van Christus volgens 2 Korintiërs 12, wat hy sê dat ons is lede van 'n liggaam. Hy sê ons is divers, want hy het verskillende bedieninge en verskillende gawes en geestelike gawes wat hy vir ons gee, maar tog in dieselfde gees. En dadelik kom ek agter dat my bediening is gekoppel aan die gees van God. My bediening staan nie vanmôre uit as apart of vanaand uit as iets wat heeltemal afsonderlik funksioneer nie. Ons is steeds gekoppel deur dieselfde gees. En ek het vanmiddag het ek lang voor die Here gelê, want ek wou weet waarvan praat hy. Die Bybel sê in Handelinge 2:1 hulle was eendragtig saam. So they came in unity. En ek wil vanaand vir jou sê dat die oomblik toe ek hierna gaan kyk, toe begin ek te besef dat ons grootste krag lê nie vanaand in wat ons dink oor gebed of van ons grootste krag lê om in een gees gekoppeld te wees. Waarom sê ek dit vanaand? Want as ons in een gees aan mekaar verbind is, dan kan ons weet, ons is verbind aan God. En ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie vanaand op 'n plek wees waar ek nie verbind is aan dit wat God my kan gee nie. So die oomblik wat ek hieraan begin dink, is daar sekere goed wat in my gedagtes opkom, wat vanaand uitroep en sê, God needs unity. Dit het my laat dink aan 'n man van die naam van Gideon. Hulle het gekom op 'n stadium waar Gideon oorlog moes voer. En God sê vir hom, kom ons kies vir jou die regte mense. En ek wil julle hoor vanaand, want hier staan 33.000 Jode voor hom. Hulle is manne wat reg is vir oorlog. Hulle is manne wat reg staan vir dit wat hulle glo in en vir dit wat God wil hê hulle moet doen. Maar daar was een ding wat gekort het in daardie groep, en dis eenheid. En ek kan dit vanaand bewys, want daar was manne gewees wat wil oorlog toe gaan. Daar was manne wat oorwinning wou behaal, en daar was manne wat liewers by die huis wil bly. En hoe sorteer God dit uit? Baie maklik. Hy sê vir hulle, gaan sê vir hulle, die wat wil huis toe gaan, is vry om huis toe te gaan. 30.000 mans draai om. En net 3.000 bly oor. En dadelik, toe ek die getalle begin sien, to lose 30,000 is a lot. To lose 30,000 from 33,000 is unacceptable. En dadelik begin die Here met my te praat oor om in eenheid te kom, beteken nie noodwendig ons gaan die meeste wees nie. Maar dit beteken wel ons gaan dieselfde dinge begin doen. Ons gaan dieselfde rigting begin loop. Ons gaan dieselfde gesprekke begin waardeer. Ons gaan dieselfde dinge begin najag. Ons gaan dieselfde goed begin soek. En dadelik kom dit by my op dat ons baie keer in ons geestelike lewe mense het wat nie daar wil wees nie. Sjoe, dit klink verskriklik. Iemand het nou vir my sê, pastoor, waar is die mense hier? Sê ek weet nie. Hulle wil nie wees nie. Sê, pastoor, weet jy, sê ek baie maklik. Daar sekere mense wat nie wil wees nie. Dis fyn. En die Bybel sê, daar
daar bly 3000 man oor. En in 3000 man het ek gedink, wel, hierdie is 3000 manne wat saam gaan staan en saam hierdie oorlog gaan beklei en sekere goed doen. Maar wat gebeur? God sê, dis te veel. Want hulle is nie in eenheid nie. En dadelik kom het by my op, hoeveel mense gaan ons nodig hê om in eenheid te kom, om oorwinning te kan behaal. En ek sien hier so iets gebeur van wat werklik aan die gang is, en ek begin somme te maak en my kop begin te sê, want die Bybel sê, hy sê vir hulle, gaan drink water, en die wat ek kies, gaan bly. 3000 is bereid om te bly. 3000 is bereid om oorlog toe te gaan. But they were not all chosen. Die Bybel sê, 300 man het gesak en water gedrink soos 'n hond, so hulle die water gelek. En God sê vir hom, dis die man wat ek soek. En dadelik toe ek na begin kyk, toe sien ek, dis 1% van 30.000. En het begin my te pla, van 300 is niks. Maar die oomblik toe 300 man in eenheid is, die oomblik toe 300 man weet wat die plan is, die oomblik toe 300 man weet wat om te doen, toe verander God die prentjie van 'n oormag van die vyand na 'n vyand wat vreesagtig is, na 'n vyand wat sê, wat gaan aan? Wat is besig om te gebeur? Want die Bybel sê, God vat hier die 300 man en Gideon plaas hulle strategies. Elkeen met 3 goed. Eerste ding is 'n fakkel, 'n ramshoring en 'n kruik. En dadelik toe ek hieraan begin dink, toe dink ek by myself, dis snaaks dat God hierdie 3 goed gebruik. Want jy sien, 'n ramshoring kondig eintlik af, ons gaan oorlog toe. 'n Ramshoring kry die leermag in vervoering. Dit besef hulle, staan op, it's time to go. En 'n fakkel bring lig, sodat ons kan sien. Maar wat doen 'n leerkruik? En God sê vir my, dis eers wanneer jy jouself breek. Dis eers wanneer jy op die plek kom om te sê, al moet ek fyn gemaal word, al moet ek gebreek word, al moet ek plat lê, al moet ek fyn getrap word, maar ek wil doen wat God wil hê ek moet doen. I want to be in unity with God. Ek wil doen wat God se plan is. Ek wil doen wat God van my verwag. Ek wil doen wat God wil hê ek moet doen. Even if it costs me to be broken. En die Bybel sê dat die oomblik toe hulle op die ramshorings blaas en die fakkel aansteek en hierdie kruik neergooi, toe kom daar verwarring in die vyand se kamp. So the enemy started running because of what they saw and what they heard. Dis interessant dat die Bybel praat in Handelinge 2. Hy sê, en hulle het gesien hoe domme van vuur op hulle verdeel, en hulle het gespreek in vreemde tale, what they see and what they heard. So kan ek het vanaand sê, die oomblik wanneer die kerk van God in eenheid kom, sal die gees van God beweeg van sitplek tot sitplek, en mense sal weer begin sien wat God kan doen. I don't know about you, but I'm looking for unity. En eenheid beteken partykeer
Kom julle twee manne gou hierso. Kom. Eenheid beteken nie, ek is jaloers omdat hy kan beter dans as ek nie. Of ek is jaloers omdat hy mooier is as ek nie. Wat dit beteken is, ek is bereid om tussen hulle in te skuif, skouder teen skouder te staan en te sê, niks gaan deur my kom, na dit wat agter my is nie. Want weet jy wat, hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. En niks wat die wêreld kan doen, kan pyle of goed hier deurstuur nie, want ons staan onder die beskerming van 'n lewendige God, wanneer ons in eenheid is. Maar dit beteken, I have to know the one next to me. Wat is jou hartklop? Hoekom dans jy? Omdat jy goed is? Nee. Omdat jy probeer wys wees? Nee. Ek doen dit om vir God 'n lofoffer te bring. Hoekom is jy vanaand so mooi? Soek jy 'n girl? Nee. Hoekom is jy vanaand in hierdie klere? Ek wil vir God wys, ek is gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Ek was verlore, maar ek is vrygekoop deur sy kosbare bloed. Pastoor, hoekom preek jy? Nie omdat ek goed is nie, nee, maar omdat ek sy naam wil groot maak met alles wat binne in my is. Dankie ons. Ek wil begin klaarmaak, want eenheid maak dat die vyand verward raak. Ek het Saterdag ons gewaardeer die mense wat opgedaag het om saam met ons te kom bid teen die aanslag. En ek het dadelik begin dink, joh, ons is min. En wie het ek agtergekom? Ons was 1%. God doesn't need quantities. He needs unity. God gee nie vanmôre om wat gebeur nie. Hy soek eenheid. Ek moet partykeer dinge doen buite my karakter. Ek moet partykeer mense vra om te gaan. Te sê, jong, jy pas nie in nie. Hoekom nie? Want jy drink tweedrag. En my Bybel sê, hy huis wat in homself verdeel is, kan nie in eenheid kom nie. Partykeer moet ek vir mense sê, jong, jy pas nie in nie. Pastoor, hoekom sê jy so? Ek weet nie hoekom nie. Daar was 3000, maar net 300 het ingepas. Want God hoor dinge en sien dinge wat ek nie van weet nie. So ek wil vanaand vir jou sê, die oomblik toe ek hier dan begin kyk, toe sê ek, Here, ek smag vanaand na eenheid. Ek gee nie om hoeveel vanaand bereid is om te sê ons is eenheid nie. Ek gee om hoeveel is bereid om sy skouder teen my te kom staan. Hoeveel is bereid om te sê, kom wat wil. We will not surrender, nor will we retreat. Ons sal nie terugdraai omdat die aanslag groter is nie. Ons sal nie terugdraai omdat die vyand probeer om ons te verwoes nie. Ons sal nie terugdraai omdat ons in die minderheid is nie. Ek wil vanaand vir jou sê, never fear when God is near. Maar 300 man het een ding in gemeenskap. Hulle is verbind deur dieselfde Gees. Hoekom sê ek dit? Want 150 het nie
gevra, hoekom het ons 'n kruik saamvat nie? 50 het nie gevra, hoekom het ons 'n ramshoring blaas nie? Ander het nie gevra, waar is ons wapens nie? They became obedient so that they can become a unit. Dus wanneer ons in gees begin aan mekaar verbind word, dat ons een word in sy liggaam. Ek het hierdie prentjie op van mense wat deel uitmaak van die liggaam, maar weet jy wat? Kortie. Eenheid. Hoekom sê ek Franse? Want hy prentjies nog uit mekaar uit. Daar's nog plekke waar dit oop is. Die voete is nog nie by mekaar nie, want as nog ouens wat by mekaar probeer kom, kan ek het maar vanaand vir jou sê, we cannot function if we're not in unity. So ek wil vanaand plan maak en vir jou sê, ek gee nie om wie jy is, of hoe oud jy is, hoe jong jy is, of waar jy vandaan kom nie. Ek gee vanaand om, of jy dieselfde gees het as ek. Because if we're one spirit, we will become one in God's army. So dis vanaand my droom. Dis vanaand wat God op my hart gelê het om te sê, get back to unity. Kan ek maar vanaand vir jou sê, een persoon kan die eenheid vorm nie. Dit vat 'n span. Maar wanneer ons in eenheid is, sal ander inhardloop. Hoekom? Julle geweet Handelinge 2, die blou druk van die kerk is in Handelinge 2. Dit is die manier wat God wou gehad het. Hy het gesê, en hulle het van huis tot huis gegaan en in eenheid saam gebid. En wat sê die Bybel? En God het elke dag by die huis gevoeg. Kan ek het vanaand vir jou sê, party mense roep na eenheid in die kerk, maar die huise val uit mekaar uit. So wat moet begin? If you want unity, start at home. Begin om eenheid te kry met jou mense om jou. Ek weet nie vanaand van jou nie, maar ek smag vanaand na eenheid. Die ou Suid-Afrikaanse Republiek het 'n spreekwoord gehad, eendrag wat mag. En weet wat, dit was nie verkeerd nie. Because if we one in Christ, the power will flow. Then there will be healing. Then there will be restoration. Then there will be peace. But until then, we'll have nothing. Stoor kan jy so sê? Kan ek het maar vanaand sê, God roep sy kerk tot eenheid. Jy bid dalk anders as ek, jy dans anders as ek, jy lyk anders as ek. Maar tog, aanbid ons dieselfde God. En soek ons dieselfde antwoord. En dit is dieselfde aanslag. En daarom wil ek vanaand vir jou sê, as jy vanaand hier sit en sê, Here, ek wil in eenheid kom, staan op jou voete saam met my
Ek wil saam met jou bid. Ek het niks meer nodig as God se eenheid vanaand nie. Ek het niks meer nodig as dat God ons sal verbind met dieselfde Gees. Ons Vader wat in die hemel is. Ek kom vanaand na U toe, Here, en ek wil bid soos wat U gebid het in Johannes 17. Here, bind hulle aan mekaar met eenheid, soos wat ek en U in eenheid is. Here, ek wil vanaand kom, en ek wil vanaand bid en sê, Here, niks uit myself nie. Here, ek wil nie vanaand aanstoot gee nie, ek wil nie seermaak nie, ek wil nie skinder nie, ek wil vanaand kom en my broer se rug te maak, my suster se rug te maak. Ek wil vanaand kom en sê, ek kom in eenheid. En ek weier laat die vyand deurkom waar ek staan. Here, ek wil vanaand bid, bind ons met 'n band van liefde aan mekaar. Bind ons aan mekaar met genade. Bind ons aan mekaar met die bloed, maar meer dan dit, bind ons aan mekaar met die Gees. Here, ek wil U loof, ek wil U prys en ek wil U verheerlik, want Here, ons gaan begin soek na dieselfde ding. We're looking for unity in Christ. Dankie vir die liefde en die genade, ons eer U daarvoor, in Jesus wonderlike naam, en die volk van die Here sê, amen. Ek kan die sitplek neem. Terwyl ek 'n laaste gedagte met U deel. Eenheid beteken om eerste te wees. Wie nou weet jy dit nie? Hoe kan ek eerste wees? Ek wil die eerste ou wees wat sê ek jammer. Ek wil die eerste ou wees wat sê ek vergeef jou. Ek wil die eerste ou wees wat sê, kom ek bid gou vir jou. Ek wil die eerste ou wees wat jou rug te maak. Ek wil die eerste ou wees wat jou beskerm. Dan kom ons in eenheid. En kom, ek gaan vanaand vir jou sê, God roep sy kerk vanaand tot eenheid. Amen. Amen. Baie dankie, pastoor. Kom ons staan saam vir die laaste lied.